Goed, ons het dan nou gekom by Openbaring hoofstuk 4 en ek het 'n redelike tyd gevat om die opname van hoofstuk 4 te doen, omdat ek nie wil ligtelik omgaan met die woord nie. Ek het baie tyd gespandeer en daar's 'n klomp simboliek in hierdie hoofstuk opgesluit wat baie moeilik is om die dieper insig te kry van dit wat die Here hier sê. En daar's nog goed wat ek op hierdie stadium definitief nog nie weet wat die betekenis daarvan is nie. En ek het ook al oor tyd geleer, 'n mens moenie die vrug ryp druk nie. Ons moet wag vir die Here, dat die Here vir ons wys wat is die vrug van sy woord. En so vir daai rede gaan ek dan van hierdie simboliek gaan ek nie eers probeer om te verklaar nie. So goed, ek gaan net deel eerste hoofstuk 4 lees en dan gaan ons gou deur dit gesels en net kyk wat het die Here vir ons gewys. Goed, hoofstuk 4 vers 1. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek, het gesê, kom op hierheen, ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het die 24 ouderlinge, het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Goed, so kom ons begin by vers 1, sê hy, en na hierdie dinge, en so na hierdie dinge is die dinge van die briewe wat aan die gemeentes geskryf is. En daarna is daar 'n tydperk wat voor lê. En ons moet dit baie mooi verstaan wat die Here sê, na hierdie dinge. Ek dink die grootste enkele leuen uit die boek Openbaring is dat die boek Openbaring word geïnterpreteer dat dit 'n kort tydperk is aan die einde van tyd. En vir een of ander rede het daar 'n leuen iewers ingesluip wat sê dat daar 'n laaste 7 jaar is, en dat die boek Openbaring basies geskryf is vir die kerk van die laaste 7 jaar, en wat dan gaan gebeur is, daar gaan 'n wegraping wees van gelowiges, en dan as hulle weg is, dan begin die dinge wat hier in Openbaring geskryf is. En dit is doeteenvoudig nie die waarheid nie. En ons kan maar met oortuiging vir mekaar sê, dat die boek Openbaring is geskryf vir die Nuwe Testamentiese gemeente van Christus. En dit het gegeld van Christus af, vandat hy opgestaan het en gaan sit het op sy troon, tot en met die dag wanneer hy terugkom om sy bruid te kom haal, is Openbaring.
dit is dit. En daarom kan ons ook vir mekaar sê dat dit wat gebeur het deur die eeue heen, en daai eeue is min of meer 20 eeue nou, wat dinge gebeur het, wat ons, soos wat ons aangaan met Openbaring, gaan ons dan sien, dat dit nie 'n laaste 7 jaar opsomming is, van hoe dit dinge gaan uitwerk aan die einde van tyd nie. Goed, so, Johannes het 'n geopende deur in die hemel, en nou wil ek dit net ook kategories stel, dat die geopende deur in die hemel, is vir almal wat wil ingaan, na die troon van genade toe, want Christus sit op die troon van genade. En die geopende deur in die troonkamer in, is bestem vir almal wat bereid is om in te gaan. Hoe gaan ons in? Ons gaan in deur die woord van God, gaan ons in die troon van genade. En nou, ek weet dit is 'n beginsel wat nie altyd maklik is om te verstaan nie, maar ons moet weet dat Christus sê in Johannes 10, hy is die deur. Hy is die deur. Met ander woorde, toegang tot die troon is deur die deur, en die deur is Christus, en Christus sê hy is die woord van God. Goed, so uit Johannes sien 'n geopende deur, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my oorspreek het gesê, kom op hierheen. En dan sien ons 'n paar keer in die woord, dat ons erfenis, dit wat God vir ons bedoel het, is in die hemele opgesluit. Dis 'n verborge evangelie, alhoewel dit op skrif gestel is, in die woord van God, bly dit 'n verborgenheid, totdat ons tot hom nader, en hy dit vir ons oopsluit. En dis wat hier besig is om te gebeur. Hier word 'n verborgenheid gedeel aan Johannes, en Johannes gee vir ons om die insig wat hy het, is verborge insig. Hy sien iets, maar hy mag nie sê wat hy sien nie, hy mag nie verklaar wat hy sien nie, en ek en jy moet ingaan deur die woord van God. Ons moet nader tot die Heilige Gees, en vir die Heilige Gees vra, maak aan ons bekend dit wat Johannes nou besig is om te sien. Die woorde is in vers 1, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Met ander woorde, dit is nie nou aan die gebeur nie, dit kom nog. En dit is die woord van Openbaring, is dit wat moet gebeur, sal oor tyd gebeur. Nie in 'n kort tydperkie ingedruk nie, dit is na daai tyd waar Johannes nog daar was. Goed, vers 2. En dadelik was ek, Johannes op Patmos, in die gees. Daai gees, maak seker, jy sien dit raak, dis nie Heilige Gees nie, dis gees klein g. Met ander woorde, dadelik was Johannes se gees in die hemel. Want dit wat Johannes gesien het in die hemel, die gesig wat hy daar sien, kon net sy geesmens raak sien. En ek wil hê jy moet dit verstaan, want ons kan nie, hierdie beeldspraak is geestelike beeldspraak, en dit is ongelooflik belangrik, dat wanneer ons na die woord van die Here kyk, dat ons, alles wat hy in sy woord sê, is gees. Dis gees, en ek het dit net, in my voorbereiding, maar net weer vanoggend gelees. In 2 Korintiërs 3 sê hy sê, julle is ons brief, 2 Korintiërs 3 vers 2, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Met die gees van die lewende God. En daar's baie skrifte. Ek het nou maar net vanoggend toevallig dit raak gelees, toe dink ek, wel, dit is nou maar net die Here se manier om dit net weer te bevestig, dat dit wat ons in die woord van God kry, gees is.
En baie keer maak ons die fout. Dan vat ons die woord en ons maak dit vlees en dan maak ons dit gees. Dis alles gees. Goed. So Johannes is in die gees. Hy sê dadelik was ek in die gees met 'n klein g en kyk daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. So die troon in die hemel is God se plek van regeer. Dis waarvan af Christus regeer. Vandag, nou, op hierdie oomblik, sit hy waar? Op sy troon. Die Vader het vir hom gesê, jy kan dit gaan lees Hebreërs 'n paar keer in Hebreërs 1, sê hy, Christus is gegenereer as koning op die troon, en dan sê hy, die troon is in die hemel, en die aarde is die voetbank van sy voete. Wat beteken dit? Dit beteken aanbidding gebeur hier van die aarde af, en daai aanbidding is deur die woord van God tot Christus wat op sy troon sit in die hemel. En dis aanbidding. Goed. En aanbidding, wil ek net duidelik stel, is nie ou val op jou knieë neer en nou begin jy te bid nie. Aanbidding is om hom te leer ken deur sy woord in die gees. Met ander woorde, ek nader tot hom met my gees en ek sit my vlees neer en ek sê, Here, wanneer ek nou met u woord gaan besig wees, gaan ek in die gees u vertrou dat u die geestelike dinge wat by u van u troon afkom deur u woord van God na my toe, dat ek dit geestelik sal verstaan soos wat u dit bedoel. Goed. En dan sê hy, en een sit op die troon. Nou wil ek ook sê, die een wat op die troon sit, is een in Vader, Seun, Heilige Gees is een. Jy kan 1 Korintiërs 15 gaan lees, dat Christus gaan regeer, totdat alles onder sy voete gestel is, en dan gee hy die heerskappy terug na sy Vader toe. En so, want die eenheid wat Christus het, is met sy Vader. Daar's geen konflik tussen die Vader en die Seun nie, en net so mag daar geen konflik wees tussen ons en die Vader en die Seun nie. Daarom sê hy, soos wat ek en die Vader een is, moet julle ook een wees. Met ander woorde, een liggaam, geen verdeeldheid nie. Goed. Ek wil net vinnig rondom die troon, en dit is 'n verwysende skrif, so ek sê nie goed uit my duim uit nie, is doodeenvoudig in Psalm 11 wat sê, vanaf vers 2 wat sê, want kyk, die goddelose span die boog, hulle het hulle pyl op die snare reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart, as die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? Die Here is sy heilige paleis. Dan hardloop ons na die Here toe. Die troon van die Here is in die hemel. Die troon van die Here is in die hemel. En dit is wat ons moet verstaan. Daar's 'n ander leuen wat verkondig word, wat sê, Jesus, wanneer hy terugkom, gaan hy sy troon bestyg. Dis 'n leuen, hy's klaar op die troon. Sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Jy moet een ding verstaan, die Here hou sy oog ten volle op almal, en hy kan sien wie is met hom besig en wie nie. Dan sê hy, die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Nou daai goddelose en die wat geweld liefhet is niks te doen met fisiese geweld nie, dit het alles te doen met mense wat die woord van God verdraai in 'n vleeslike woord in. Goed, kom ons laat dit daar. Ek wil net sê die troon van die Here is in die hemel. Vers 3. Openbaring 4:3. En hy wat daarop sit, Christus, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag. Nou wil ek net kortlik iets sê oor die reënboog. En elkeen van ons, en ek gaan dit so kort as moontlik oordra, met die dienverstande dat jy net 'n leuen wat jy al die jare geglo het, vandat jy 'n klein seentjie of dogtertjie was daar vir ons 'n leuen vertel
dat God het, toe hy vir Noag in die ark gesit het, en nadat hy Noag deur die ark proses vir 40 dae en 40 nagte gered het, en toe sluit God in, jy kan dit gaan lees in Genesis hoofstuk 9, sluit God 'n verbond met Noag, en die verbond wat hy met Noag sluit is om te sê hy gaan 'n boog in die lug gee. En ons het daai vers vertolk, deur die jare was dit vir ons aangebied dat dit 'n reënboog is. Jy kan maar mooi gaan kyk en weer gaan kyk en weer gaan kyk, soos wat ek gaan kyk het, dat daai reënboog beteken nie, of daai boog is nie 'n reënboog nie, dis 'n spanboog wat jy gebruik om 'n pyl mee te skiet. En daarom is hierdie reënboog wat jy rondom die troon sien, onthou dis 'n geestelike beeld. En ek sê dit baie spesifiek, dat die beeld van die boog, dit wat God vir Noag sê, is nie vir Noag sigbaar nie, en dit sal ook nie vir jou en my natuurlike oog sigbaar wees nie. En daarom, wanneer jy 'n reënboog sien, wanneer dit gereën het en daar's hierdie lieflike reënboog in die lug, nou sê jy, daar's die boog van die Here. Dit is nie wat dit is nie. En ek sê nie die reënboog sien jy nie raak nie, maar die boog van die Here is waar God sê, ek stry nou vir julle. Ek gaan nou, met ander woorde, en daar's verskriklik baie inligting rondom Noag wat in die ark gesit word, net soos wat ek en jy in die hemelse ark geplaas word. Gee God sê, en dan het ons daai hele beeld in Efesiërs 6 wat praat van, jy moet jou wapenrusting aantrek, en dat God die stryd namens ons stry, en dis 'n geestelike stryd, en daarom is die boog van die Here, en dan sien jy die oorwinnaar in Openbaring 19, Christus is die een op die wit perd, en die boog waarvan hy praat, is die boog van 'n boogskutter wat pyle skiet, en daar's 'n magstryd in die lug aan die gang. Dis 'n geestelike stryd, en die woord gebruik pyl en boog omdat dit verstaanbaar was van die begin af tot vandag toe, dat oorlog was van die begin af met pyl en boog gevoer gewees. Die feit dat ons nou vandag kanonne en gewere en goed het, dit vat nie die beeld weg dat daar op 'n stadium, en ons kan teruggaan tot in die tyd van Israel wat hulle die Kanaan ingeneem het, was die vorm van oorlogvoering was pyl en boog. Pyl en boog, pyl en boog. Ons sien dit in konings, ons sien dit in rigters. Jy sien dat hulle pyl en boog gebruik. En God het eintlik vir Noag 'n boodskap gegee om te sê, die oorlogvoering gaan God oorneem. God gaan, hy gaan nie meer sy mense weerloos laat, dat die vyand met hulle maak net wat hy wil, soos in die tyd van Noag, want Noag was die enigste regverdige man tussen miljoene mense. Goed, los dit net daar vir die oomblik. Ek wil net die leuen aanspreek, wat sê, ons sien 'n natuurlike reënboog, en ons is die leuen vertel gewees van die begin af, dat daai reënboog is die boog van die Here in die hemel, en dit was nie, want dit is nie waaroor dit gegaan het nie. Goed. En nou sê hy, en rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone daar staan die 24 ouderlinge sien sit, maar daar moet staan, het ek 24 ouderlinge sien sit. Met ander woorde, al wat dit doen is dit plaas iets op die klem dat Johannes sien spesifieke persone wat hy nou daar erken, wat hy sê, dit is die 24, maar dis nie wat daar staan, jy kan in die King James gaan lees, daar staan, and I saw 24 elders. Daar's 24 ouderlinge, het hy sien sit, en dan sê hy bekleed met wit klere. En ons het nou al baie gepraat oor die kleed wat gewas is in die bloed van die lam, en dit is en baie spesifiek verwys hy na ouderlinge, want 'n ouderling is iemand, en daar's absoluut duidelike kwalifikasie van
hoe lyk 'n ouderling? Ons kry dit in 1 Timoteus en ons kry dit in Titus. Kry ons daar's 'n spesifieke vertolking van wie 'n ouderling is en wie mag optree as ouderling. Dit is hulle wat kennis het van en geestelike insig het van die woord van God en hulle wat dit kan aanbied. En as jy nie 'n ouderling is nie en jy's nog jonk in die Here, dan tree jy nie op in 'n amp waar jy lering gee nie. So hierdie ouderlinge is duidelik manne van God wat die woord van God geleer ken het en wat genoeg geestelike autoriteit ontwikkel het deur dat hulle by die voete van die lam gesit het, by hom geleer het en genoegsame kennis, geestelike kennis opgedoen het om dit te kan aanbied vir die mense. En hulle was wit gewas, so hulle kon die kleed van Christus met gesag dra wat hulle by hom gekry het. En Christus gee sy gesag oor aan sy gemeente en baie spesifiek die gesag tot lering gee hy aan die ouderlinge. Hulle wat baie tyd in sy teenwoordigheid gespandeer het met die woord van God. Goed, so daarom het hulle wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En ek wil net gou vinnig net ietsie sê oor die krone. Want jy sien, ons moet versigtig wees om daar's ook 'n volgende leuen wat verkondig wat sê ons gaan krone dra en op die einde van die dag bring dit iets in 'n ou se hart wat nie daar hoort nie. Want om te sê ons gaan krone dra is een of ander autoriteitsding wat aan my toegesê is, wat my nou baie oulik en my nou 'n koning maak en ek is 'n koningskind en daarom kan ek staat maak op koningskap in hierdie lewe en dis net eenvoudig nie die waarheid nie. Dit is net 'n wanaanbieding van 'n geestelike beginsel wat ek vervleeslik. En ons moet van dit ontslaa raak. So waaroor gaan die krone? Want Christus werk met sy autoriteit wat hy toeken aan wie hy die waarheid kan toevertrou. En nou kan ek byvoorbeeld gebruik 2 Timoteus 2 is 'n goeie voorbeeld. Paulus sê, jy dan vers 1, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is en wat jy van my gehoor het. Paulus sê, wat het jy van my gehoor? Net die woord van God wat ek by hom gekry het. Wat jy van my gehoor het, onder baie getuies. So Paulus sê, ek het beweeg onder getuieniskap van ander manne wat ook ouderlinge was, wat geweet het dat dit wat ek verkondig is die waarheid. En dan sê hy, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. En dit is koningskap. Dit is koningskap. En nou wil ek vandag vir jou sê, moenie in Vadersnaam optree in 'n plek van ek is nou klaar toegerus, ek het klaar die waarheid, ek weet waarvan ek praat en nou skielik begin jy sommer vroeg in jou stap saam met die Here, begin jy mense te disipel en jy dink jy het alles wat hy het, maar jy het dit nog nie. En nou begin jy en voordat jy jou kom kry, dan is daar ietsie wat insluip, wat skielik 'n stukkie dwaallering is. En dit is 'n baie gevaarlike plek, want uiteindelik word jy dan 'n dwaalleraar en daarom Jakobus sê, en dan moet ek gou vinnig soontoe blaai en maar net om te bevestig, ons het dit nou al in ons gemeente nou al baie met mekaar gehanteer, maar jy's dalk nou nie in ons gemeente nie, jy hoor nou maar net hierdie boodskap in Jakobus 3 sê, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders. Wat bedoel hy daarby? Moenie baie ouderlinge wees nie, my broeders. Omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Met ander woorde, die oomblik as jy jouself aanbied as 'n leraar,
of iemand wat ander die woord van God leer, dan moet jy verstaan, daar's 'n aanspreeklikheid aan verbonde, en as jy begin om mense te mislei met een of ander iets, begin jy skielik sommer net vir mense met hulle goed te deel, wat jy gedink het die waarheid is, maar jy interpreteer dit verkeerd, dan is daar 'n oordeel op jou. Hy sê, want ons almal struikel dikwels. As iemand in die woord, daar moet nie staan woorde nie, as iemand in die woord nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Die punt is, moenie te vinnig 'n leraar probeer wees nie. Ek weet dit is 'n ambisie, wat dit het vir jare in my hart geleef. Net tot ek tot bekering gekom het, en ek praat nou van amper 40 jaar terug. Amper 40 jaar terug het ek tot bekering gekom. En van daai dag af wou ek 'n leraar wees. Ek wou net vir mense alles vertel van die Here. Maar ek was, en dit is die verantwoordelikheid van die ouderlinge, is die verantwoordelikheid, en nee, 'n ouderling is nie 'n verkose man in 'n kerkgebou waar daar 'n klomp mense bymekaar kom, en omdat hy 'n ou man is hy nou 'n ouderling nie. Ouderlinge word deur God aangestel, nie deur mense nie. Goed, ons laat dit daar, ons gaan aan. Hulle het wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde. Nou kom ons, ek was nog besig om te praat oor die krone. So waaroor gaan die krone? Die eerste, daar's 3 goed. Die krone wat ons dra is die kroon van geregtigheid, die kroon van die lewe en die kroon van heerlikheid. Kroon van geregtigheid, die kroon van die lewe en die kroon van heerlikheid. Nou al hierdie krone, want dit is dieselfde kroon. Dis dieselfde kroon, maar dit gaan gepaard met 'n geweldige groot verantwoordelikheid. 2 Timoteus 4 vers 8 sê. Paulus in vers 7 sê, ek het die goeie stryd gestry en ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here, die regverdige, my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook almal wat sy verskyning liefhet. Wat nie liefgehad het nie, wat sy verskyning liefhet. Wat beteken? Christus verskyn. Nie op die dag wanneer hy terugkom nie. Christus se verskyning is nou. Met ander woorde, Christus sit in die hemel en hy wil aan jou verskyn. Hoe verskyn hy aan ons? Gees en woord, gees en waarheid. Sy verskyning is die dag wat jy tot bekering gekom het. Die dag wat jy die Heilige Gees as 'n troos hulp ontvang het. En die dag toe jou gees gewederbaar is, daai dag het Christus se verskyning aan jou gekom. En van daar af moet jy sy verskyning lief hê. Met ander woorde, jy moet hom in gees en waarheid lief hê. Hulle wat die waarheid lief het, sal die verskyning van Christus ontvang. En dit sal toeneem soos wat jy sy verskyning lief het. Jy leer hom ken deur sy woord en dit is sy verskyning. So die eerste ene is die kroon van geregtigheid. Geregtigheid staan teenoor ongeregtigheid. Ongeregtigheid is wanneer ons die waarheid van God se woord vleeslik verstaan, maar ons moet dit geestelik verstaan en net die Heilige Gees kan vir ons die insig gee van die geestelike verstaaning van God, verstaan van God se woord. Die tweede kroon wat ons, of die tweede betekenis van ons kroon, is die kroon van die lewe. En dit staan op 2 plekke, maar ek gaan net verwys na die een plek in Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1 sê, dat jy moet op 'n sekere manier, in vers 12 sê hy, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof aan die wat hom liefhet. So jy en ek ontvang
Ekskuus, ek wil nou nie. Jy en ek ontvang die kroon van die lewe wanneer ons die versoeking weerstaan. Wat is die versoeking? Nou, die versoeking moet 'n ou nou weer keer. Dis 'n geestelike versoeking. Met ander woorde, die Satan versoek ons met die woord van God, soos wat hy vir Adam en Eva in die tuin versoek het. Hy versoek hulle met staan daar nie geskrywe. Die versoeking is nie my ou vleeslewe wat ek so maklik deur versoek word, tot vandag toe word jy versoek deur jou vleeslikheid, deur jou eie ou vleeslike begeertetjies wat jy so koester. Dis nie die versoeking wat hy hierna verwys nie. Maar ons word deur die woord van God versoek deur die Satan, wat daai einste woord na ons toe bring en sê, staan daar nie geskrywe nie. Hy het dit vir Adam en Eva gesê, hy het dit met deur die eeue, word die mens versoek om die woord van God vleeslik te interpreteer eerder as geestelik. Nou, wanneer Jesus vas in gebed in die woestyn vir 40 dae, dan het hy naderhand honger geword, en dan kom die vyand en dan versoek hy hom. Waarmee versoek hy hom? Hy versoek hom met die woord. Hy versoek hom net met die woord. Hy sê, staan daar nie geskrywe nie? Dan sê Jesus, nee, maar daar staan geskrywe. En dan kom die vyand, dan sê hy, staan daar nie geskrywe nie? Dan sê hy, nee, maar daar staan geskrywe. Want die vyand bied die woord van God aan vir jou vlees. En dit moet jy verstaan. Hy kom altyd en hy maak 'n geestelike woord 'n vleeslike woord. So kom ons vat genesing. Want dit is 'n ding wat baie mense laat struikel. Daar's leraars wat vir jou sê, jy mag nie siek wees nie. Maar dit is nie wat die woord sê nie. Die woord sê dat Christus deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Watter genesing? Genesing van ons geestelike misverstaan van die woord van God. Deur sy wonde het daar vir ons geestelike genesing gekom van dit wat ons die woord wat ons vleeslik aanbied vir mense, sodat ons dit geestelik moet verstaan. Goed, ek kan dit nie nou dieper verduidelik nie, ek het nie nou tyd nie. Goed, en dan die derde betekenis van die kroon is die kroon van heerlikheid. Die kroon van heerlikheid, en ons kry dit in 1 Petrus 5 vers 4 wat sê, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Hoe? Wanneer verskyn die opperherder? Ons het nou nog gepraat oor sy verskyning. Christus het, toe hy opgestaan het sy verskyning begin. Reeds aan daai tydse apostels, aan Paulus, aan Petrus, aan al die ander apostels, en hier in Patmos, dit wat Johannes sien, is die verskyning van Christus. Hy sien Christus op die troon, en ek wil nou vandag vir jou sê, terwyl ek met hierdie opname besig is, sien jy Christus op sy troon? Sien jy dat hy nou op die troon is? En sien jy dat jy nou, hier waar jy nou met hom besig is, by die voetbank van sy voete is? En dit, want deur sy woord verskyn hy aan jou en my. Dis sy verskyning. Hy het klaar sy woord vir ons gegee, en in sy woord verskyn hy aan ons. Ok, ek laat dit daar. So dis die 3 beelde, die beeld van die kroon van die geregtigheid, kroon van die lewe en die kroon van heerlikheid, wat op hierdie ouderlinge se hoofde was. Vers 5. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Nou wil ek net sê, hierdie weerligte en donderslae en stemme wat uit die troon uitgegaan het, kry ons in hoofstuk 8 vers 5, hoofstuk 11 vers 49 en hoofstuk 16 vers 18. Die Here werk altyd, nie altyd nie, maar in die meeste van tye werk hy met 3.
In die mond van 2 of 3 getuies sê die woord. So partykeer herhaal hy 'n ding 3 keer, partykeer herhaal hy hom 2 keer, maar hierdie weerligte donderslag stemme het uit die troon uitgegaan, herhaal hy 3 keer. En wat is die punt? Die punt is, wanneer God, en ek het nog nie die weerligte en donderslae en stemme wat uit die troon uitgaan se betekenis nie. Daar's baie dieper goed daarin opgesluit wat ek nie nou vir julle die antwoord vir kan gee nie, maar dis ook oukei. Dis ook oukei. Want ek gaan nie myself skuldig maak aan iets, koppel aan iets wat ek nie verstaan nie. En daarom weet ek, dis oukei met die Here as ek dit laat verbygaan, sonder dat ek noodwendig daarvoor die uitklaring het. En dan sê hy, en 7 vuurvakkels, wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Nou, die 7 geeste van God, het ons ook nog nie regtig die uitklaring voor nie. Die vuurvakkels is, as jy deur die woord gaan kyk, verwys na lampe. Lampe in die Ou Testament, en wel, eintlik maar groot en meerder, totdat die elektrisiteit in die way back, ek weet nie eers watter jaar is elektrisiteit uitgevind nie, maar het die mens van lampolie gebruik gemaak om lampe te laat brand. En 'n lamp het lig gegee. En daai lig was sodat jy nie jou voet stamp in die donker nie, en sodat jy nie rondtas in die donker nie. En die lamp, weet ons, is so duidelik. Ons kry dit in Psalms 119 vers 105, weet ons sê die woord, u woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. So, wanneer hy praat van lampe, dan of 4 vakkels, dan is 'n 4 vakkel 'n lamp wat brand. Nou, hierdie 4 vakkels, die plek wat hierdie woord 4 vakkel of lamp, wat jy nou kan 'n duidelike beeld kry, is in Matteus 25, en ek gaan nie nou die hele gedeelte in Matteus 25 lees nie, maar dit gaan oor die 10 maagde. Jesus vertel 'n gelykenis van 10 maagde, en in hierdie gedeelte verwys hy na hierdie 10 maagde wat elkeen 'n lamp het. 5 van die maagde is dwaas, en 5 van die maagde is wys. Nou, die dwaase maagde het een ding nie gehad nie wat die ander gehad het, en dit was olie om in hulle lampe te sit. En dan is dit, so kom ons sê dit vir mekaar maar net kategories, jy kan niks met 'n lamp doen. Ek weet nie of jy dit al probeer het nie, maar gaan vat 'n lamp, en dan sit jy, ek en my vrou, ons bly nou hier op 'n hoewe waar daar partykeer het ons kragonderbrekings wat nou niks te doen het met load shedding nie, maar ons het gereeld kragonderbrekings. So my vrou het op verskeie plekke in die huis het sy lampies gesit, hierdie regte ou olielampies wat jy kry, en dan as die krag afgaan, dan steek ek gou die olielampe aan. Nou wil ek net sê, sonder olie in daai lamp gaan jy hom aansteek, en daai put gaan gou vinnig brand, en hy gaan dadelik weer uitdoof. Hy gaan doodgaan, en hy gaan nie werk nie. Maar as hy olie in daai lampie het onderin, dan kan jy vir ure en ure en ure kan daai lamp brand. En hierdie is die beeld van die 4 vakkels. 4 vakkel is 'n lamp wat brand. Waar die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Almal wat deel is van Christus, het olie in hulle lampe, want wat is die lamp? Is die woord van God. Wat is die olie? Die olie is die Heilige Gees, want sonder die Heilige Gees kan jy maar vergeet, jy sal in die donker tas met die woord. Jy kan hom lees. Jy kan in jou binnekamer gaan sit, en jy kan hierdie Bybel woord vir woord opset. Jy kan dit bestudeer, jy kan dit memoriseer. Jy kan die woord, en daar is mense wat ek al gesien het, wat die woord
skrif vir skrif kan opsê, maar hy het nie olie in sy lamp nie. Met ander woorde, hy vat die woord van God, hy lees dit met sy vleeslike oog, hy kry dit in sy verstand, maar dit beteken vir hom niks nie, want sonder die olie, die olie wat die 7 geeste van God is, beteken daai lamp, hy sal doodgaan, want so jy's 'n dwaase maagd as jy nie die Heilige Gees raadpleeg terwyl jy met die woord van God besig is nie. As jy die woord van God gaan lees en jy sê nie, vra nie vir die Heilige Gees om jou insig te gee van die woord van God nie, wil ek vandag vir jou sê, jy mos jou tyd. Los dit eerder heeltemal uit. En daarom wanneer ons bid, wanneer ek met die woord van die Here besig is, sê ek vir die Here, ek weet niks nie Here, ek gaan nie die insig kry van wat U in die hemel opgesluit hou vir my om te sien, sonder dat die vuurvakkel van die Heilige Gees brand nie. Nou wil ek net, en ons het nou in die gemeente al bietjie kop gekrap, oor wat beteken die 7 geeste, en die naaste wat ons daaraan kan kom, is nou maar Jesaja hoofstuk 11, wat sê, en dan kry ons, in die eerste 2 verse kry ons daar, sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En dan sê hy, en op hom sal die gees van die Here rus. So, gees van die Here moet 'n ou dan nou sê as een van die 7 geeste, né? So dis ons vertolking op hierdie stadium en ons probeer nie daarmee sê dit is dit nie. Ons sê dit is wat ons glo die Here vir ons wil sê van die 7 geeste. Die gees van die Here. Die tweede ene, die gees van wysheid. Die derde een die gees van verstand, die vierde een die gees van raad, die vyfde een die gees van sterkte, die 6de een die gees van kennis en die 7de een die gees van die vrees van die Here. Ons sê weer eens, ons sê dink daaroor en die 4 vakkels wat ons nodig het is, jy moet God vrees, jy moet die gees van die Here hê wat op jou rus, jy moet die gees van wysheid hê, jy moet die gees van verstand hê, jy moet die gees van raad hê en die gees van sterkte en die gees van die kennis en die gees van die vrees van die Here. Want sonder dit gaan jy op eie insig staat maak en jy gaan nie verstaan die belangrikheid en daarom kan ek met oortuiging sê, wanneer ek tot wedergeboorte kom, dan kom woon die gees van die Here nie in my nie, hy wederbaar my gees. Sodat sy gees wat na my toe kom, wanneer ek met sy woord besig is, sodat sy gees my kan vrug lewer van dit wat 'n geestelike vrug is. Goed, die 7 geeste van God het voor die troon gebrand. Met ander woorde, die troon van God is in die hemel. Ons het dit gelees in Psalm 11. So wanneer die troon van die Here in die hemel is, dan is sy gees in die hemel en dan moet sy gees met my gees werk. Ek moet opgaan daarbo. Hy sê, bedink die dinge daarbo. Kolossense sê dit. Nie die dinge wat op die aarde is nie. Ons kan ons nie besig hou met die dinge hier op die aarde nie. Daarom sê hy in Kolossense 3 vers 1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. En daarom, so waar's die gees van die Here? Ook by hom. En ek en jy moet hom daarbo waar hy sit raadpleeg. Dan sê hy, vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Secret, verborge is secret in God.
Weet jy, ek kan ure hieroor praat, maar ek het nie nou tyd nie, so ek moet nou ongelukkig aanbeweeg. Maar die feit van die saak is, moet asseblief in Vader se naam nie die dinge van die Here hier na die aarde toe trek en dit hier probeer vertolk en uit jou vlees uit probeer bedink die dinge daarbo. Sê Here, ek weet nie, Here, help my om te sien wat U daarbo vir my opgesluit hou. Goed, ons gaan aan. En voor die troon, en hierdie woord voor die troon kom weer 'n keer. Dit kom in hierdie gedeelte 3 keer voor die troon van God, voor die troon van God, voor die troon van God. Wat beteken dit? Dit wat ons nodig het is voor die troon van God. Nie hier nie, voor die troon van God. En voor die troon van God was daar 'n see van glas soos kristal. Ek wil dit gou vertolk. 'n See van glas soos kristal is, ek wil net een ding sê, ons as gelowiges is 'n verteenwoordiging en 'n refleksie van Christus. En een van die grootste leuns wat aan ons verkondig is ons moet Christene en heilig wees in ons vlees. En mense preek na jou toe en sê, nee, maar jy moet heilig wees, jy mag nie vuil grappe vertel nie, en jy mag nie vloek nie, en jy mag nie dit nie, en jy mag nie dat nie, en al wat ons doen is ons vat die waarde van Christus, en ons wil dit in ons vlees intrek, terwyl ons 'n refleksie is van sy beeld. Moses gaan op die berg op, en hy kom terug van God af en sy aangesig skyn so dat die volk hom nie kan aanskou nie. En hulle gooi 'n doek oor sy kop. En dis wat met jou en my moet gebeur. Mense moenie vir jou en my raak sien nie. Hulle moet Christus sien afreflekteer van ons af. En ons moet ophou om vir mense te sê, jy moet 'n mooi Christen word, jy moet 'n goeie Christen wees, want jy stel die beeld van Christus voor. Nee, jy kan nie, jy's te sleg. Jou vleesmens kan nie God reflekteer nie, en hy het my nie gered om my 'n klein Christusie of 'n klein gooitjie te maak nie. Hy het my gered sodat wanneer hy op my skyn, wanneer sy woord op my skyn, dan word ek wat? 'n getuie van hom. Ek het geen, weet jy wat is 'n ander ding wat Christene doen? Hulle kan tog so oor hulle self getuig heel. Die Here dit het vir my dit. Hy het my so 'n beter mens gemaak. Come on. Ons word nie 'n refleksie van onsself nie. Christus sê, julle sal my getuies wees. Gaan lees dit, Matteus 28. Julle sal my getuies wees. Met ander woorde, julle sal van my getuig. En die enigste manier hoe jy van Christus kan getuig, is wanneer jy hom ken. En wanneer leer jy hom ken? Wanneer jy boontoe gaan in die geestesdimensie en die Heilige Gees vra, vat my na hom toe deur die woord van God dat ek hom kan ken, sodat wanneer mense na my kyk, dan reflekteer ek hom. Hoe reflekteer ek hom? Deur die woorde wat ek spreek. Nie deur my mooi optrede en my oulike gesiggie en alles wat ek is so 'n wonderlike ou Christen mannetjie wat mense net beïndruk met hoe oulik. Die woorde wat ek die woorde wat ek uiter is die woorde van hom, want Christus het gesê, julle sal geoordeel word na gelang van elke woord wat julle spreek. So hierdie see van glas soos kristal is mense. 'n see verteenwoordig altyd mense. Stamme, tale, nasies en volke. En hierdie wat soos glas van kristal is hulle wat Christus reflekteer. Dis hoekom my kristal, vat jy kristal en jy breek hom, dan breek hy in sulke blokkies. En elke blokkie verteenwoordig Christus. En reflekteer Christus. Nie homself nie. En die feit dat hy soos glas van kristal is dat as jy na 'n glas kyk, sien jy eintlik niks. Daar's niks. Jy sien net hier's iets. Dis 'n glas. En partykeer kyk jy reg deur hom. En dit is wat ons moet deursigtig wees van onsself en Christus moet van ons af reflekteer.
Dis die glas van kristal. Goed, weer eens, daar's 'n klomp dinge wat ons daaroor kan sê, maar ek wou net vir die oomblik daai beeld oordra van waaroor dit gaan. En in die middel van die troon en rondom die troon, 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. Weer eens, gaan dit nie probeer vertolk nie, want ons weet nie wat dit beteken nie. Hierdie 4 lewende wesens het sekere kenmerke wat ons nie nou, en ons sal dit kry as die Here wil hê ons moet dit kry. Maar die eerste wese was soos 'n leeu, die tweede was soos 'n kalf, die derde soos die gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. So daar's 'n klomp goed wat ons nie nou die antwoord vir het nie, en sê eerder niks as jy niks weet nie. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en ons kry dieselfde beeld kry ons in Esegiel 1, elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was, en wat is, en wat kom. Goed, so wat is die wat was, wat is, en wat kom? Daar's baie wat jy daaruit kan kry, maar die heiligheid van God lê in die gedagte Vader, Seun, Heilige Gees. Dis 'n drie-enige God, wat in totale harmonie met mekaar funksioneer. Kom ons sê dit gou vir mekaar, ons kry dit in 1 Johannes 5, hy sê, vers 6, dit is hy wat deur die water en die bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed, en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Vader, Seun, Heilige Gees. Die Woord is Christus. Hy is die Woord, en ons weet mos Johannes 1 sê dit, hy is die Woord van God, en dan kry ons 3 wat in die hemel getuig, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is wat? 1, dis hulle wat op die troon sit, en dan sê hy, en daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed. Die Gees, die water en die bloed. Nou, wat is die punt? Heilig, heilig, heilig. Die Gees, die water is 'n reinigingswerk, die bloed is heiligmaking, en alles, en ons kan daar weer 'n keer lank daaroor praat, maar vir die oomblik is die een wat was, en die een wat is, en die een wat kom. Wat was? Hy was van alle tye af, hy was die een van die Ou Testament, hy was die een van die begin af, hy was die een wat die hele woord van God, hy was die een wat skep, en dan sê, en hy wat is, hy wat nou is, hy is, en dan sê, en hy wat kom, hy gaan kom, en hy gaan vir ewig wees. So met ander woorde, die was en is en wat kom, bepaal wat? Sy ewigheid. Hy is die ewige een. Hy is die ewige een. Dit maak hom heilig, heilig, heilig. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en dankse gegee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, sê hy, val val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon. Nou wil ek net een ding sê. As die ouderlinge hulle krone afval en voor hom neerwerp en voor hom neerval, nadat hulle klaar hulle krone ontvang het, wil ek net vir jou sê, hierdie 24 manne, wat ouderlinge was, wat klaar die stryd oorwin het, wat klaar hulle krone ontvang het, in die hemel sit, voor die troon van God, is humble enough to fall down in front of the only one. Waarom sal ek en jy onsself krone toe-eien en op een of ander manier onsself ophef en van onsself praat asof die lewe wat in Christus is ons sinne is, en asof ons dit self verwerf het, en asof ons een of ander iets bereik het, en asof ons rondloop met krone op ons koppe. Hoe sal ons dit doen? As die wat klaar
die stryd oorwin het en in die hemel sit voor die een, hulle krone voor hom neerwerp en op hulle aangesigte val. Dit sê vir my een ding, net hy is heilig, heilig, heilig. Ek en jy reflekteer hom, ek en jy val voor hom, ek en jy aanbid hom, kan ons net vir mekaar hierdie belangrike ding sê, dit gaan alles oor Christus, en niks daarvan moet ek myself daarin probeer inweef. Jy sien, ons is nie die goue draad van Christus nie. Christus se goue draad is in sy woord, reg deur die evangelie, reg deur die Ou Testament, Nuwe Testament, sien ons die beeld van Christus, en net hy kan jou en my reinig, sodat ons en heilig, hy reinig en hy heilig en hy maak geregtig. Dis wat ons kry in 1 Korintiërs. In 1 Korintiërs 6 kry ons dit. En ek het nou nie dit eers in my voorbereiding gedoen, maar die Here herinner my net daaraan. Hy sê, moenie dwaal nie. Vers 10, 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie, geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Wat sê hy daarmee van, wie is hierdie hoereerders en afgodedienaars? Dis mense wat God se woord in vlees aangebied het. Dis 'n hoereerder. 'n Hoereerder is nie ou wat rondslaap of wat prostituie iewers langs die padbed toe gevat het nie. Dit is mense wat van Christus afhoereer na 'n ander evangelie toe. Hy sê, hulle sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Hulle sal nie op 24 trone sit en hulle krone afhaal en voor hom neerval nie, want hulle wou dit nie eers hier op aarde doen nie. Nou sê hy, en dit was sommige van julle. Ons was almal daar. Ons was almal hoereerders en afgodedienaars en wellustelinge en kwaadsprekers en rowers. Want jy het mense beroof van die waarheid. En dan sê hy, maar hier is dit. Hier is die 3 heiligmaking. Hier is die 3 heilig. Maar julle het julle laat afwas. Wat het my gewas? Die woord van God. Maar julle is geheilig. Hoe word ons geheilig? Ons word geheilig deur die Heilige Gees se werking saam met die woord van God. Hy was ons met die woord, hy heilig ons met die Heilige Gees wat ons met die woord was, en dan sê, maar julle is geregverdig. Met ander woorde, geregtigheid. Die geregtigheid is uit Christus uit. En dis die 3 wat heilig. En daarom sê hy, dat ons, soos hierdie ouderlinge, ons aanbid die heilige een, wat tot in alle ewigheid lewe. En dan sê hy, en hulle het hulle krone voor die troon gewerp, en gesê, U is waardig, o Here. Luister baie mooi, hier is die slotsom van hoofstuk 4. U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. U is die waardige een. Die Here alleen, aan hom kom toe die lof en die eer en die aanbidding en die krag en die heerlikheid en alles wat jy kan opnoem wat sy heerlikheid bevestig. Dit is uit hom en deur hom en tot hom. En as hierdie 24 ouderlinge dit aankondig in die hemel waar hulle voor hom sit, hoeveel te meer ek en jy? Terwyl ons nog nie daar is nie, moet ons sy heerlikheid aanskou, sy heerlikheid verteenwoordig, sy heerlikheid verkondig, sy getuies wees van sy heerlikheid. En nou wil ek vandag net as 'n afsluiting dit sê, moenie die fout maak om jouself te wil verteenwoordig nie.
Moenie die fout maak. Ek het my kerk begin. Dit gaan oor my. Ek het 'n getuie. Ek is 'n dit vir Jesus en ek is 'n dat vir Jesus. Jy's niks. Jy's net 'n getuie van wie hy is. Jy is nie hy nie. Jy is nie 'n getuie van jouself nie. Jy getuig nie oor jou nie. Jy getuig oor die een wat toekom, al die lof en al die krag en al die heerlikheid en al die eer. Hy wat is en wat was en wat kom. Amen.